Okay, hallo julle. Welkom by eerste video in 'n lang tyd van Basic Life Cindy. Hierdie is nie 'n baie maklike video nie. Dit is nie iets wat ek gedink het ek gaan maak nie, maar ek is moeg om vrae te antwoord en moeg dat mense wonder. Die mense wat my ken, weet waardeur ek gegaan het laas jaar. Ek het eers my ouma verloor. 2 weke daarna het ek my ma verloor. My stiefpa het haar vermoor, uit haar geskiet met haar geweer. So, haar linkerkant is weg. Ek het nie by my ma groot geword nie. Hy het gesê hy maak nie 'n ander man se kind groot nie. So, ek het by my ouma en my oupa groot geword en ek is elke dag dankbaar daarvoor. Maar ek is ontstel, want hy het elke bietjie van daai kans wat ek my ma kon leer ken het, hy weggevat. Soos wat ek groter geword het, het ek my ma blameer, want ek en sy het nooit daai ma en dogter band gehad nie, voorheen. So, as ek en sy beklei het, het ek dit voor haar kop gegooi. En ek is spyt. My ma was een van die wonderlikste mense wat ek ooit geken het. Iemand wat uit haar pad sou gegaan het. Verander. Veral vir haar kinders en haar kleinkinders. My ma was 'n teatersuster en sy was damn goed in haar werk. My ma het altyd so baie liefde in haar gehad. Omgee. En sy was altyd daar. Maak nie saak wat nie. Sy het self deur hel gegaan. Maar sy het altyd haar kinders en haar kleinkinders voor haarself gesit. My ma het nie 'n baie maklike lewe gehad, my stiefpa nie. My stiefpa was alkoholist gewees. Hy was gediagnoseer as 'n psigopaat. Sy het hoeveel kere uitgestap. Maar hy was 'n baie goeie manipuleerder. En sy sou enigiets gedoen het om haar kinders te beskerm. Hulle is 2008 geskei. Maar hy het haar weer beloof, met leë beloftes. En sy is toe terug na hom toe. My ma is terug na hom toe voor my oupa oorlede is. Hy het haar weggehou van ons af. Ewen van my af. As ons my ma wou sien, dan moes ons haar skelm gaan sien het. Iewers. In 2012, na skool het ek weggeloop. Na my ma toe.
Ek het altyd gedink my ma het hierdie wonderlike lewe gehad. Tot ek gesien het sy het nie. Om elke dag met 'n man te sit wat van die oggend tot die volgende oggend drink, jou slaan, jou sleg sê. Ek het my ma so jammer gekry. Naderhand die tyd toe ek daar was, het die bekleierery erger geraak. Hy wou my ma se hier opgestoot het, omdat ek daar is. En dis hoekom ek die besluit gemaak het om uit my ma se huis uit te stap. Ek wou nie nog finansiële druk op my ma gesit het nie. So het die lewe aangegaan. My ma het veel keer probeer uitkry, maar sy was bang. Sy was bang vir wat hy in ons gaan doen. Alhoewel sy het geweet, ek is nie bang vir hom nie. Ek was nog nooit bang vir hom nie. En ek sal nooit bang wees vir hom nie. Ek sou enigiets gedoen het om my ma te beskerm. Maar sy was nog steeds bang. In 2022 het ons my ma gaan kuier. Daar het ek en my ma gepraat. So het ek en sy mekaar beter begin verstaan. En ons het aan ons ma en dogter verhouding gewerk. Hy het een aand het hy gedrink. En hy het weer met sy stront begin. Waar hy my ma gedreig het. Kyk, hy het my ma baie kere gedreig. Maar hierdie keer was ek daar gewees. En ek het reguit vir my ma gesê, ek, my man en my kinders gaan nie huis toe kom. Want my kinders is nie gewoond aan so 'n situasie nie. My ma het begin huil en my begin smeek, ek moet bly. So ek was reg, ek sal vir mamma bly, maar ek bly nie vir hom nie. Ek weet ek het hom nog daai aand vasgevat. Ek het hom gesê, jy sal nooit weer in jou lewe so met my ma praat nie. Nie terwyl ek lewe nie. Hierdie wat jy dink jy besit my ma, sorry, jy doen nie. My ma is niemand se besitting nie. So hy het geweet ek is nie bang vir hom nie. Hy het geweet, hy gaan my nie kan manipuleer, soos hy my ma gemanipuleer het nie. So laas jaar, met my ouma se storie, my ma het iemand toe gekom, en sy was vir 2 weke by my gewees. Hy het my ma se glimlag weggevat. Hy het my ma se glans weggevat. Hy het my ma se hele menswees weggevat. Toe ek my ma gesien het, was ek geskok. Want dis nie hoe ek my ma ken nie. So is my ouma die Dinsdag oorlede, my ma die Sondag gekom, die Dinsdag is my ouma oorlede. En toe sit hel op aarde. Ek het my ma so sleg hanteer. Die tyd wat my ma by my was. Daar's woorde wat ek nooit sal vergeet nie. En ek wens tot vandag toe. Ek het dieper in daai woorde gekyk en besef, dis 'n doodsdreigement.
wat hy vir my ma gesê het, ek sal vir jou wys wie en wat ek is. Die tyd toe my ma hier was, het sy haarself in die slaap gehuil. Tot die eendag toe wat ek haar gevat het en met haar gepraat het. En ja, ek het 'n bietjie hard met haar gepraat. Wat ek vir haar gesê het, mamma, ek soek my ma terug. Ek soek daai mooi glimlag weer terug. Ek soek mamma se glans weer terug. Mamma se mens wees, want hy het alles op mamma afgesteek. En hy is nie mamma se trane werd nie. Mamma is 'n baie sterker mens as wat mamma dink mamma is. En dit het al gehelp. My ma het besluit gemaak om terug te gaan, haar maandkennis te werk, terug te kom na my toe. Sy het teruggekom, maar nie soos ek gehoop het sy gaan nie. Sy is terug daai kant toe. En sy was bang. My ma was regtig bang om terug te gaan. En ek wens ek het harder probeer om haar hier te hou. Maar sy het aangegaan. Sy moet haar maandkennis werk om hierdie kant toe te kom. Wat ek vir haar gesê het, mamma, op worry oor geld. Maar my ma was bietjie hardkoppig aan daai kant. So my ma teruggegaan. Ek het nog die maandag van haar iets afgehoor. Nee, die Sondag het ek iets van haar afgehoor. Die maandag is my ma doodstil. Dinsdag is my ma doodstil. Die Woensdag het ek begin rondbel, want ek worry oor my ma. Sy antwoord nie my oproepe nie, sy antwoord nie my WhatsApps nie, my WhatsApps gaan nie deur nie. Eventually daai aand toe stuur sy vir my WhatsApp om te sê sy is okay. Weereens het ek nie gekyk in daai boodskap, waar sy eintlik vir my gesê, Mike, ek het eintlik hulp nodig nie. Ek het net gedink sy het seer oor my ouma, want dit is haar ma wat oorlede is. Die Vrydag het ek 'n boodskap van haar afgekry. Wat sy vir my gesê het, Mike, onthou net, mamma is altyd lief vir jou. Die Saterdag kon ek haar nie gebel het nie, want ons het sonder krag gesit, die hele dorp, en ons sein was weg, en ons fone was pap gewees. Die Sondag het ek al probeer bel, maar die foon het gelei. Nou, ek ken my ma se hele skedule, van maandag tot maandag. So, ek het ons so 5-6 keer gebel, die foon het net gelei, ek dink skielik aan my ma is besig, die Sondag, so sy was haar klere. En sy is besig met huis skoonmaak. 12:00, daai middag. Toe probeer ek haar weer bel. Toe gaan haar foon dadelik op voicemail. Hy het my ma op Vadersdag laas jaar geskiet. 12:30 die middag. My ma het geweet dit kom, en sy het die paniekbutton gedruk. Maar die sekuriteit was te laat gewees. Want toe hy aankom, het ek klaar my ma vermoor. Hy het op hulle afgeskiet. Hy het soos ek weet nie wat in die straat afgeloop met die hulgeweer nie. Waar hy vir die polisie mense gevra het, shoot me, shoot. En ek is dankbaar. Hulle het hom nie geskiet nie, want dis wat hy wou gehad het. Almal sê die polisieman was bang
Verstaan my baie mooi, daai man het 'n hagelgeweer in sy hande gehad. Die polisie het letterlik daai klein gun teenoor die hagelgeweer gaan nie werk nie. Dit kos 1 bullet van die hagelgeweer en jy's weg. Dit het 'n buitestander gekos om my stiefpa van agter af te trip, sodat hulle hom kan arresteer en my ma kan uitkom. Teen daai tyd het hulle nie geweet my ma is dood nie, want hy het gesê hy het my ma geskiet. En dis 'n werker van Spar, van Opmien. Ek wil net dankie sê vir daai persoon. Maar toe hulle in die huis inkom, toe lê my ma klaar dood. Ons het afgegaan om haar dienste te doen. Hy was gearresteer te klaar. Klomp verskonings gehad. Klomp verskillende verklaringe gehad. En ja, daar is videomateriaal. En dit wys hy is skuldig. Om in 'n huis in te stap waar jou ma vermoor is en al wat jy kry is daai doodsreek. Om in te stap in die sitkamer in waar jou ma vermoor is en al wat jy sien is haar bloed. Jy soek haar foon, want die polisie soek haar foon en jy kry haar bloed op jou hande. En jy wens jy kon haar beskerm het. Hy is eventually uit op borg van R3000. Ja, R3000, nadat hulle al die bewyse het. Die videomateriaal, die boodskappe, alles. My stiefpa uitgekom op borg van R3000. 'n maand voor die saak amptelik sou begin, is hy beskiklik dood. Ons almal weet die waarheid. Wat het met hom gebeur het. Al probeer hulle dit toesmeer om te sê, dis 'n hartaanval. Weet ons wat gebeur het en dit is nie 'n hartaanval nie. Elke dag verwyd ek myself. Ek blameer myself, want ek is my ma se oudste dogter. Ek moes haar beskerm het en ek kon nie. Niemand verdien om so dood te gaan nie. Hy het daai dag besluit hy gaan God speel. En my ma se lewe vat. My ma het wel nie justice hier gekry nie, maar ek weet sy gaan justice daaroor kry. En ek kan regtig nie wag vir daai dag nie. Alhoewel ons het hard beklei dat sy justice hier moet kry, het ons regstelsel ons ongelukkig gefaal. As jy in so 'n situasie is, asseblief kom uit. Ja, dit is nie maklik nie, maar jy het mense wat omgee en jy het mense wat jy sal beskerm. Moenie dat dit met jou mense gebeur wat met ons gebeur nie. My kinders vat dit swaar. My derde enetjie dink my ouma, my ma kom terug. Sy het nog nie vrede gemaak dat hulle weg is nie en hulle kom nie terug nie.
Ek hou myself elke aand in die slaap met vrae wat ek weet ek sal nooit antwoorde kry nie. Waar ek myself verwyd elke liewe dag dat ek nie dieper na die boodskappe gekyk het nie, dat ek nie my ma kon beskerm het nie. En ek sou enige tyd vir my ma 'n bullet gevat het of in die tronk gaan sit het. So dis my ma se storie. Ja, my ma het nie 'n maklike lewe gehad nie. Hy het haar baie deeglik aangerand. Hy het haar so fisies en emosioneel afgekraak dat my ma nie meer wou lewe nie. Ons het my ma weer teruggekry waar sy eintlik moet wees. En toe vat hy haar net so weg van ons af. Is ek kwaad? Ja, ek is. Maar net toe ek en my ma en daai ma en dogter band begin werk het, sy weg. Haat ek hom? Nee. Ek het hom vergewe, want ek weet, hy gaan na 'n plek toe waartoe ek nie wil gaan nie. Maar hy verdien dit. Hy verdien waartoe hy gaan vir alles waardeur hy ons familie en my ma gesit het. Ek gaan 'n video opsit. 'n paar van my ma se boodskappe. Om net te wys my ma is onskuldig. En my ma het nie verdien om so dood te gaan nie. So, sy familie, as jy hierdie video kyk en die wat nou saam met hom gestaan het en die wie se monde nou groot was in die Koran, om te sê my ma het verdien, onthou net, ek het elke liewe bewysstuk. En ek is nie bang om hierdie bewysstukke uit te bring nie. Ek het op briewe afgekom wat ek nie bang is om uit te bring nie. So. Ek vra net weer eens, as jy weet van iemand wat in so 'n situasie is, help daai persoon. Voor dit te laat is. Want glo my, dit is nie 'n lekker gevoel nie. So, dis nou die video. Ek gaan nie weer so iets doen nie. Ek wil nie weer oor dit praat nie, want ek wil gesond raak om weer myself te wees. En te lewe soos my ma, my ouma my wou gehad het tot ons lewe. Baie reg. Shoot that fucking guy. I don't know why
God always takes the good ones first. And man, I've tried to be strong and carry on, but damn, this hurts. And I just wish that I could talk to you again somehow, some way, even if it's for a moment, so I can hear you say, don't cry for me, I'm alright. Yeah, I'm better than you know. And this life can be a shorter ride, so don't waste it on sorrow. And just hold on to those moments and the memories we shared. We're both headed for the same place anyway. I just beat you there.